Hallo julle, ek moet baie stil wees nou. Maar ek neem aan, julle het die titel van die video gesien, né? Nee. Die vraag is, hoe is die kerk 'n liggaam? Die laaste domino. Is amper. Daar's hy. Okay, ons los hom. Alles is reg, alles is in plek. Is julle reg? Okay. 3. Ek gaan die een omstamp. 3, 2, 1. Go. Okay. Dit was so cool. Maar kom ons bou hom gou weer, maar die keer net so bietjie anders. Okay, great. Die tweede een is opgestel. Maar ek het gesê ek gaan ons 'n bietjie anders te doen. Kom ons haal hierdie een uit. Kyk. Ek breek niks nie. Ek stamp niks om nie. Ek haal net een klein domino uit. Hy kan mos nie 'n groot verskil maak nie. Kom ons kyk wat gaan nou gebeur. Wat het gebeur? Hoeveel dominos het ek uitgehaal? Die Bybel sê iets wat presies lyk soos wat jy nou net gesien het. Efesiërs 4 vers 16 sê die volgende: Die kerk is soos 'n liggaam wat baie dele het. Die dele is almal vas aan mekaar. Elke deel van die liggaam werk saam en help die liggaam om te groei en sterker te word. Wanneer een deel van die liggaam seer of swak is, dan val die res dit ook. En God het juis die kerk so gemaak, sodat ons nie op ons eie moet probeer nie, maar sodat ons kan saamwerk as 'n span. En ons is nie geroep om teen mekaar te stry of te beklei nie, maar om saam te staan en saam te veg teen die duiwel. Nou elke deel van die liggaam het 'n doel. Wat beteken elke persoon in die kerk het 'n doel. Wat ook beteken jy het 'n doel. God het jou nie per ongeluk gemaak nie. Hy het jou met 'n plan gemaak en hy wil jou gebruik om die wêreld te verander op die manier hoe jy gemaak is. So wanneer jy dink, nee, ek is te klein of ek maak nie regtig saak nie of selfs ek behoort nie hier nie, onthou dit vandag. God maak nooit foute nie. En hy het 'n spesiale plan met jou lewe. 'n Plan wat anders lyk as enigiemand anders se sin. En juist daarom benodig die kerk jou. Onthou replikkies, die kerk werk nie omdat almal dieselfde is nie, maar juis omdat elkeen van ons anders is.